persentasie samestelling wat hulle vir jou gee, en jy maak asof dit die massa is, want dit is uit 100%, so saam gee dit vir jou die hele verbinding, so jy maak asof dit die massa is, en dan moet jy nou hulle mol verhouding gaan bepaal. Okay, so hoe werk die mol uit? Dis massa oor molêre massa. So ons vat hierdie massa wat ons nou gesê het, gaan ons speel sy massa wees. En jy sit dit bo oor die element se molekulêre massa. So kalium, as jy op die periodieke tabel gaan kyk, is 39. En ons gaan eers begin. Lisna, kom ons begin by jou. Jy gaan vir my daai som doen, dan Nicholas, is jy die volgende ene. En Taylali die volgende ene. Ja, asseblief. Moet nog nie afrond nie. 1,4. Nog ene. 1,448. Okay, en Nicholas die volgende ene. 0,72. Moenie afrond nie, of is dit perfek? Okay. Moenie afrond nie. Taylali? Okay. Goed. So dit is die molverhouding. Die eenvoudigste molverhouding. Maar dit lyk lekker nie. Okay, ons kry nie formules wat is, weet jy, K 1,448, C 0,725, O 1,933. Ons kry nie so iets nie. Okay, ons wil hê K 1, O, wat ook al, so hê. Reg? So wat ons nou gaan doen om die eenvoudigste verhouding te kry, is ons gaan soos wat ons hierbo gedoen het ons gesê meisies tot seuns is 10 tot 8, toe het ons gedeel deur die kleinste gemeene faktor of die kleinste ene. Okay? So wat jy dan nou hier gaan doen, is jy gaan kyk watter een van hierdie molle is die kleinste en jy gaan deur hom deel. So daai is natuurlik die kleinste. Ja, is een van hulle verkeerd. Ja, 1, ek wil sê dit moet 'n 2 wees. 2,175. Presies. Check net weet hulle Alia as jy dit intik of jy dieselfde kry. Okay. Goed. So die kleinste een is daai middelste een. So Richard, ek wil hê jy moet vir my die boonste een deel deur hom. En dan Danique, obviously die middelste een deur homself is 1. So jy moet vir my die onderste een deel deur hom. En hierso gaan ons afrond by die laaste een, gaan jy rond af tensy jy 'n 0,5 kry. Tensy jy iets 0,5 kry of naby 'n 0,5 kry, dan gaan ons nie afrond nie. Okay, Richard, wat kry jy? Geen afrond. Ag, heeltemal afrond. 2. Hierdie is 1 en wat kry jy? 'n 3. Okay, so daar gaan ons afrond. Ek gaan nou weer wees by Oku. So dan kry jy K2CO3. En daar lyk soos 'n werklike erklike formule. Ja, Wouko, wat is dit? Ek vind dit gevra het of jy vrou bedoel desimaal of heelgetal. Desimaal. O, heelgetal, afrond. Ja. Hierdie ding is ook eintlik 'n werklike formule. Wat is sy naam? Wiem. Kaliumkarbonaat. Okay, kom ons oefen dit gou weer. Hier sê ek vir jou. Vind die molekulêre formule van 'n verbinding indien die persentasie samestelling as volg is en die massa 60 gram per mol is. Okay, so daar gee ek vir jou persentasie samestelling en weer eens gaan ons maak asof dit speel die massa is 40, 6,7, 53,3. Okay, volgende gaan ons die mol verhouding soek. Hoe doen ons dit? Ons kyk na die mol formule en in 'n toets of eksamen moet jy daai formule neerskryf. Gaan weer sê, ek het laasweek gesê, jy hoef nie dit in 'n tabel te doen hierso nie, hoor? Jy kan hierdie somme onder mekaar doen en dan die ratio doen. Dit hoef nie in 'n tabel te wees nie. Dit is net maklik vir my kop.
So hier is 40 gedeel deur 12 wat moenie vir my sê nie. Joanli, vir ons gaan doen. Dan Wouko gaan jy definitief nie die volgende ene doen nie want waterstofsin is net 1. Jy gaan vir ons suurstofsin doen. Want sy molare massa is 16. 3,3333 en 6,7 en die laaste ene Wouko? 125. OK. Ek wil net gou vinnig stop. Juffrou, waterstof is 'n diatomiese molekuule. Suurstof is 'n diatomiese molekuule. So moet ons nie deel deur 2 hierso en deel deur 32 hierso nie. As hy gebind is aan mekaar, ons wil nou uitfigure hoeveel waterstof is daar. As ons weet, daar is verseker 2 waterstowwe in hierdie verbinding, dan kon ek dalk 2 ingesit het, maar ek gaan nie. Maar ek weet nie, is daar 1, is daar 2, is daar 4, is daar 7, I don't know, soos wil dit bepaal, sê doen singular. OK. Goed, wat gaan ons volgende doen, Tuanay? Kyk gou 'n bietjie op die vorige bladsy, wat het ons gedoen hierna? Nee, dit het ons hierso gedoen. Wat doen ons hierna? Kan enigiemand sê? Ja? Deel deur die kleinste mol. So daar is die kleinste mol. So ek gaan nou hierdie uitskryf, jy hoef nie dit te doen dit in 'n toets of eksamen nie. Gedeel deur 3,33125. 6.7 gedeel deur 3,33125. 3,33125 gedeel deur 3,33125. So jy deel hulle almal deur die kleinste een. OK, en dan hier gaan jy afrond, wat kry jy, Christopher? En die tweede ene? Nee, in jou kop. Dink. 2. En die laaste ene? 1. OK. Goed, so wat het ons net weer gaan bepaal? Die empiriese formule. So jy het 1C, jy het 2 H's en jy het 1 O. OK. Wat is die vraag gewees? Die vraag was nie die empiriese formule nie. Die blikkies. Ja, want eerste pauze is klaar voorbij. Nee, dat doe ik niet. En waar is ek in mijn leven hier zo? There we go. Oké. Hulle het gevra vir die molekulêre formule. Wat het ons hierso? Die empiriese formule. So ons het gesê, en ek gaan gou teruggaan 2 bladsy terug. Ons het gesê die molekulêre formule is 'n veelvoud van die empiriese formule. Hy is of 'n veelvoud of presies dieselfde. Alright? So is of dieselfde soos hier of hy is 'n veelvoud. Nou hoe gaan jy bepaal met hoeveel moet ons maal? Jy gaan kyk na sy massas. Jy gaan kyk hoe vergelyk hierdie een se massa met hierdie een se massa. Hoeveel keer gaan hierdie ene in hierdie ene in? Okay? So wat ons hierso gaan doen is ons gaan uitfigure wat is hierdie een se molêre massa. Okay, so dis 12 plus 2 maal met 1 plus 16 en Mieke, kan jy vinnige wiskunde doen? Is helemaal reg. So, die empiriese formule se massa is 30. Hulle sê vir ons die regte egte formule se massa is 60. So wat gaan jy doen om van 30 na 60 toe te gaan? Gaan maar met 2, maar jy moet dit vir hulle wys. Okay? So jy kan dit op 'n paar maniere wys. Ek gaan nou baie stadig gaan. Ek gaan sê die molekulêre formule op die empiriese formule is 60 gedeel deur 30. Die massa van 60 wat hulle vir jou gee, gedeel deur die massa van 30 en dit gee vir jou 2.
So waar kry ek daai 60 nou weer? Daai 60 kry ek daarbo. Daai 60 kry ek daarbo, is vir jou gegee. En hierdie 30 kry ek hier onder. Dit is wat jy gaan uitwerk het. Wat is die empiriese formule se massa? So wat ons nou gaan uitwerk het hierso, wat jy eintlik dadelik kon sien, is die molekulêre formule is 2 keer die empiriese formule. En die vraag is, wat is die molekulêre formule? So dan gaan jy hierdie empiriese formule vat, en jy gaan hom gaan maal met 2. So jy gaan sê dit is C2H4O2. En teen einde eerste kwartaal matriek, gaan jy die ding se naam ook kan gee. Etanosuur, of metielmetanoaat. En dit gaan vir jou maklik wees, ek beloof. Alright, nou wil ek gou vinnig vir jou ietsie vra, 'n uitvangvraagie, maar kom ons kyk of julle dit kan regkry. Dit is 'n uitvangvraagie, maar ook nie eintlik nie. Ek gaan nou hier so. Kopie. Wat trek ek nou hier so? Ek wil hê jy moet vir my sommer hier onder hierdie ding se empiriese formule bepaal. Hierdie ding se empiriese formule. So kyk nou wat ek daarvoor wys. Ek gee vir jou die massa. Ek gee nie vir jou die persentasies nie. Ek gee vir jou die massas. So jy hoef niks te gaan omskakel nie. Jy begin net met jou mol sommetjie. Ja. Hoeveel desimale moet ons neerskryf as ons die aantal mol bepaal? 5. Hoeveel huiswerk gegee? Okay. Empiriese formule, ja?
Dis hoekom ek wil sê, wil jy 'n bietjie verder laat dink. Dink jy aan 'n plan? Cool, hè? Hy draai dieselfde manier as wat sonpanele werk. So as die son daarop skyn, vanoggend het die son mooi daarop geskyn, want dit is so vinnig gedraai. So die son skyn op die ek dink die son skyn op die wit. Hulle nee. Son skyn op die son skyn op die wit. Die wit gee elektrone af wat na die swart toe gaan met momentum draai en rond. Elektrone spring. Het julle almal tot daar gekom? Min of meer? Ja? Okay, maar nou sit jy met 'n probleem. Want dit is 3.5 en jy kry nie iets soos K1 of KCRO 3.5 nie. Maar dit is onregverdig om af te rond of op te rond. Ja? Nee. Wat jy gaan doen, is jy gaan 'n regdeurmaal met 2. Sodat jy kry K2CR2O7. Weet dit reg? Hy het op die tyd hou. Wat moet ons sê, is van die 2 maal. Ja, jy sê maar met 2. Dan vir 'n sweetie, wat is sy naam? Dan vir nog 'n sweetie, wat is sy kleur? Wat? Silver. O, sy kleur. Ek dink jy sê sy naam. Wat? Nee. Nee. Jo, close. Okay, ek gaan vir sweetie gee is kalium dikromaat, want ons 2 kromate. En sy kleur? Ja? Nee? Ja? Hy klop gesê silwer en klop gesê verkeerd? Nee? 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 Oh my word, it's my sweetie. Alright. Baie oranje, so moet weer doen. Kalium dikromaat, oranje. Vir wat gebruik jy? Ek weet nie in alledaagse lewe nie. In die lab gebruik ons dit in matriek om omkeerbare reaksies te wys of om oksidasie reaksies te wys. Ja. Okay. Goed. Dan gaan ek net gou bladsy 10 doen en dan gaan ons julle huiswerk merk en dan gee ek nog huiswerk. Okay. Bladsy 10. Daar praat ek oor konsentrasie, maar die definisie wat ek hier vir jou het, is die definisie van 'n standaard oplossing. Dis nie 'n definisie van 'n konsentrasie nie. Dis definisie van 'n standaard oplossing. Okay, wat is dit? 'n Standaard oplossing is een waarvan die presiese konsentrasie bekend is. So, 'n Vrydag het ek julle mos gewys het ek hier eksperimente gedoen en goeders aangemaak, onthou julle? Nee, en ek het vir julle gesê ek het dit hierin aangemaak, het ek vir julle gewys in so 'n swirl. Wat doen jy hier? Baie mooi, 'n volumetriese fles en hy is 'n baie presiese ding. So wanneer ek iets hier aanmaak, dan weet ek sy presiese konsentrasie, dan noem mense dit 'n standaard oplossing. So as jy hierso kyk, is dit 2 goed wat ek nou opgemaak het laas week. Jy kan sien daar het neergeskryf wat is hulle konsentrasies.
So dit noem jy 'n standaard oplossing. Hierdie een is ook 'n standaard oplossing. Ek wil presies sy konsentrasie gaan neerskryf. Waar hierdie is ook 'n oplossing, maar ek het net vir die graad 11 eksperiment gewys en ek het nie 'n idee wat sy konsentrasie is. So nie 'n standaard oplossing. Okay, goed. Reg, so 'n standaard oplossing, een waarvan die presiese konsentrasie bekend is en waarin meet ons konsentrasie in mol per kubieke desimeter of mol per liter. Okay. Nou om konsentrasie uit te werk of wat konsentrasie is dit is die hoeveelheid deeltjies, hoeveelheid deeltjies per kubieke desimeter. Okay? So hoeveelheid deeltjies is hoeveel deeltjies ons daar het en hoe ons dit bepaal is met die mol. Die hoeveelheid deeltjies is die mol deeltjies. Per beteken nou weer wat? Die woord per. As ek sê ek het R5 of dis R5 per kind. Wat beteken nou per? Ja? Elke kind het R5. So wat jy dan basically gedoen het is as ek vir jou sê jy het R250 by jou en elke kind moet R5 kry, wat gaan jy doen? Deel. So daai woord per beteken deel. Van nou af tot die dag wanneer jy doodgaan, as jy die woord per hoor dan dink jy deel. Okay? So hoeveelheid deeltjies per deel deur kubieke desimeter. Wat word in kubieke desimeter gemeet? Waar trek ons nou? Marisel, kry jy nou koue rillings. Wat word in kubieke desimeter gemeet? Nee. Nee. Jou opsies is massa, molare massa, konsentrasie, volume of mol. Volume. So, hoeveelheid deeltjies mol per gedeel deur kubieke desimeter volume. En dit is presies hoe jy konsentrasie gaan uitwerk. Konsentrasie is die hoeveelheid deeltjies per volume. Okay, dan kom ons dink gou. Sê nou maar ek sê vir jou, jy moet gou vir my 'n bietjie ou ros skooldrank aanmaak. Okay, en ek sê ek hou van dit baie flou. Wat gaan jy doen? Jy gaan min deeltjies, min ou ros ingooi en baie water. Dan is die konsentrasie baie flou. So ek vir jou sê, oeg nee, maak hom soeter. Wat gaan jy doen? Meer ou ros bygooi. So as jy die konsentrasie hoër maak, gaan jy die hoeveelheid deeltjies meer maak. Maak jy die formule vir julle sin? Okay. So die formule is op die datavel. C is die konsentrasie in mol per kubieke desimeter. Op. N is mol en mol. V is die werklike volume in kubieke desimeter en daai volume is die oplosmiddel aka water. So as ek vir jou sê, jy gooi dit, maak dit op in 500 ml, 500 ml water, dan gaan jy nie die water se mol gaan uitwerk en daar gaan bytel nie. Water is net die ding waarin dit oplos. Okay. En dan, wat julle onthou, hierdie formule N is M oor molare massa. Ja, rings a bell. As jy daai mol, wat dit is, daar gaan in vervang, dan kry jy hierdie formule. Okay. So dis waar dit aan hom gekom het, hy's ook op jou datavel en jy weet waarvoor alles staan. So kom ons pas hom toe, kom ons kyk hoe werk hy. Ek sê daar vir jou, 24.5 gram swaalsuur word opgelos in water om 1000 ml te maak, 'n liter. Wat is die konsentrasie van die suur in die oplossing? Okay. Wat trek ons? Dani, gee vir my enigiets wat ek in my infotabel kan invul. Die volume is wat? 1000 ml. Werk ons in milliliters, Dani? Dis 1 liter. So jy gaan sê maal 10 to the mag minus 3 of gedeel deur 1000 of 1. Volgende, moenie vir my sê nie, Afira. Wat kan ek nog in my infotabel sit? Wat is die massa? 24,5 gram. Yes, wat nog, Laurens? Die molare massa van swaalsuur. Okay, is die molare massa van swaalsuur. Laurens, hoe lyk swaalsuur? Soos nie regte lewe nie, sy formule. Regte lewe sal ek jou ook wys.
So, hier is so swaalsuur wat jy sal gebruik. Super verdun, 0.1 mol. Hier is so swaalsuur wanneer ek hom kook. Hy is so donker, hy het al eintlik hierdie plastiek so 'n bietjie gebrand, ek moet dit reg nog aanmaak. En hy lyk eintlik asof hy soos pers kan skyn, bietjie, en hy het die consistency van olie. Kyk, so gooi soos olie. Nou ek moet dit eintlik vinnig weer aanmaak. En as ek julle wys, verskriklik reaktief. So as ek dit by water gooi, dan begin, soos ek gooi 'n druppel by, dan begin die water so te kook. So 'n ongelooflike versigtige reaksie. Ja, en hy brand, as hy swavelsuur so op my vel sal brand, sal ek 'n brandwond opdoen. Ja, hy sal deur jou klere vreet. So, nie dat jy gaan dit doen nie, maar sê nou maar, jy sou nou 'n serial killer wees. En jy moet van jou evidence ontslae raak, dan sal jy nou swaalsuur oor 'n persoon gooi, en dan sal hulle net disintegreer, en ons sal niks oor wees van dit nie. Maar jy sal dit nie doen nie, want julle is almal goeie mense, né? Gee ek nou vir julle idees. Swaalsuur H2SO4. Ek sal dit ook nie doen nie. Ek weet dit net want ek weet wat swaalsuur en ek kyk weird stories. Okay, sy molare massa is 98. Ek weet dit nou uit my kop uit. Goed, so ons weet wat sy massa check. Swaalsuur molare massa. Opgelos in water, volume check. Wat is die konsentrasie van die suuroplossing? So Roy, waar kom my vraagteken by? Nee. Wat is die vraag? Lees hom hardop vir my. Wat is? Ja, so wat is konsentrasie se simbool? Is C. So, luister na, tussen die twee formules daarbo, watter een gaan ons gebruik? C is gelyk aan M oor MV, die massa is 24.5, molare massa is 98, volume is 1, en as jy daar som doen, Nicholas, wat kry jy? En jou eenheid? Molpunt? Molper? Per kubieke desimeter. Okay, nou sê nou maar jy hak vas in die eksamen, want hierdie is 'n moeilike eenheid om te onthou as jy nou net begin. Hoe kan jy kyk na die eenheid? Die ander formule is mos, konsentrasie is mol oor volume. Waarin meet ons mol in mol? Waarin meet ons volume? Kubieke desimeter. So dit is mol per kubieke desimeter. Jy vat daai desimeter op, dan word dit ons 'n -3. Yes? Formules is jou cheat sheet. Hy help jou in 'n toets of eksamen. Okay, volgende vraag. Hulle sê vir jou, watter massa natriumkarbonaat word benodig om 250 kubieke sentimeter van 'n 0.1 mol per kubieke desimeter oplossing te maak? Taylor Lee, wat gaan in my infotabel? Dankie, nog Cleo? Die massa moet ons uitwerk. Richard, volgende. As jy die massa van die elemente van ons NH2CO. Okay, so dit is 23 maal 2 plus 12 plus 3 maal met 16. Yes. Hoe is dit? Ek wil sê iets in die 60. 100 en, nee, ek weet nie. Wie is op het? Is jy op het, Richard? 6. En dan Deniek, jou vraag is die laaste bietjie informasie wat ons nodig het. Ja, Richard? 106. Ja, Deniek? Is jy happy met raak 'n bietjie sentimeter? Wat moet jy doen? Deel met? Deel met?
Hierdie is milliliter. En ons wil liter toe gaan. Deel met 1000 maal 10 to the mag minus 3. 2 keer 1000. Oepsie. Kijk. So, watter formule weer? Eerste of tweede ene? Tweede ene. C is M oor M maal met V. Die konsentrasie is 0.1. Massa wil ons gaan uitfigure. Molare massa is 106 en die volume is 0.25. Nou wil ek weet, Johanlie, hierdie ding wat ons wil uitwerk is die doerbo. Maar hier is goeders hier. Wat gaan jy met al goeders doen om hulle weg te kry? So as ek vir jou het 10 is gelyk aan x oor 5. Wat gaan jy met daai 15? Jy gaan hom maal, jy gaan aan die ander kant toe vat en maal. Selfde ding hier, jy gaan daai vat en dan hom maal met daai. Sjap? En dan wat kry jy, Wouko? 2,65 gram. Okay. En dan die laaste vraag sê ek vir jou daar. 9.5 gram magnesiumkloried word in water opgelos om 500 kubieke sentimeter te maak. Wat is die kloried-ioon se konsentrasie in die oplossing? Wat trek ek? Toonai. Geef my enigiets wat ek in my infotabel kan sit. Jette, partytjie het ons maar klaar omgeskakel, baie mooi. Volgende, Christopher. Okay, van wat se konsentrasie soek ons? Okay, so nou wil ek jou gou vinnig wys. Wanneer hulle so van ione begin praat, dan kan jy in plaas van skryf konsentrasie van die kloried-ioon, kan jy gaan skryf in hoekige hakies kloried-ioon. So daai hoekige hakie beteken konsentrasie van. So jy lees hom as konsentrasie van die kloried-ioon. Okay, Mika, wat nog? Ons het massa. Hoekom lyk jy elke keer so confused en verbaas oor die antwoord? Jy het massa. Wat het jy nog, Marizel? Molare massa, dis 24 plus 71 in jou kop? Nee, ja! Yes. 95. Alright. Ek dink dit is alles neergeskryf. Kom ons stop gou vinnig daar. Wat is die vraag? Die vraag is die konsentrasie van die kloried-ioon. Wat het hulle vir ons gegee? Al hierdie inligting is oor die hele ding, net daai en daai en daai. Al daai inligting is oor magnesiumkloried, die molekule. Maar die vraag is net oor die ioon. Sani, wat gaan ons doen? So die vraag is oor die kloried-ioon. Die informasie is oor die magnesiumkloried molekule. Om wat uit te werk. As jy die tweede formule gebruik, gaan jy wat uitwerk. Jy's reg? Van wat? Yes. Amper? Okay, so sy sê hier vir 'n stap 1, kom ons kry eers die hele formule of molekule se konsentrasie. So daai is nou die konsentrasie van magnesiumkloried. Okay? So die massa is 9.5, die molare massa is 95 en dit is 0.5. En Afida, as jy daai som doen, wat kry jy?
0.2. So daai is die konsentrasie van die hele molekuule. Maar dit is nie die vraag nie, die vraag is die konsentrasie van net die klorietion se konsentrasie. So, Laurens, wat gaan ek doen? Ek dink mens moet net die molare massa van die ion sal wat in die hele verbinding. Nee, want as jy dit doen, daai massa is nie net van die klorieon nie, dis van die hele molekuule. Call a friend, ask the audience 50-50. Wie incoming call? Hoekom gaan jy maar met 2? Want daai magnesiumkloried is net een ding, juffrou, maar daar's 2 klore. Yes, as jy kyk na die formule, magnesiumkloried bestaan uit 'n magnesiumion en 2 kloorione. So as daar 1 molekuule is, dan is daar 2 ione. Is julle met my? Maar ons konsentrasie is nie 1 nie, ons konsentrasie is 0.2. So van daar tot daar gaan jy maal met 2. So om die klorietion se konsentrasie te kry, gaan ek sê 2 maal met 0.2. Want hierdie een se konsentrasie is 0.2, dan moet hierdie een se net 2 keer soveel wees. So jy kry 0.4 mol per kubieke desimeter. Sy konsentrasie. Ja, so kan nie 1 klorieton. Nee, dit is 1 molekuule sin. Maar die molekuule bestaan uit magnesium en kloor. So, hoeveel klore is daar? Daar's 2 klore. So 1 molekuule het 2 klore. Maar nou het ek nie 1 molekuule nie, ek het 'n konsentrasie van 0.2. So hoeveel klore het ek? Hierdie molverhouding is 1 tot 2. Ja, ek wil dink. Ons het al hierdie gedoen. Ek dink jou kop is net by maandag. Ons sal nou weer kyk. Okay. By jou huiswerk. Die huiswerk was vraag 5. Juffrou, moes ons daar by vraag 5 daai soos nou maar hidroksid, moes ons hom alleen of ons opsplit in suurstof en waterstof. Want nou nie, ek het sê Nee, suurstof en waterstof. want ek sê maar kalsium is suurstof waterstof en nie kalsium en hidroksid. Ja, nee, dit is fyn. Okay. Goed, so vraag 5. Die persentasie samestelling, soos dit magnesium, koolstof, suurstof en die hele ding is magnesiumkarbonaat. Okay, so hoe dit gaan werk? Wat trek ek met my vraag? Roy, is dit jou beurt? Die eerste persoon gaan vir my sê wat is die stof se totale massa. Dan die volgende persoon gaan vir my sê, byvoorbeeld, magnesium is 24 gedeel deur die totale massa maal met 100 en dan gee vir my die antwoord. Sharp? En dan die volgende en dan die volgende. Okay, Roy, wat is die totale massa? Wat is 'n boek? Jy het net een boek. Wat is 'n boek? Jy dink. Hier is aan jou boek. Nou moet jy skryf, oor daai visies weer weg. Okay, so Lisna, ons begin by jou. Wat is sy massa? Magnesiumkarbonaat se massa. Die hele ding se massa. 84. Okay, so is 24 oor 84 maal met 100, toe wat kry jy? 28. Nee, sorry, Nicholas. Ek het 28,57%. Goed, sê vir my die volgende ene, Nathalie. Wat oor wat? Dan gaan jy 12 oor 84 mal 100 en ek kry dan 14,99%. Volgende.
En toe wat kry jy? 57,%. Ok, laat my sê as jy die verskil hoor, ek kan nou my memo oop vir my nie. Ok, die volgende ene, aluminium nitraat. Ja, Christopher? Is het nodig om na die persoon te sê weer bijvoorbeeld magnesium of zuur? Nee, nee. Richard, wat is die volle ding se massa? Op die kop? Ja, op die kop. 213, ok, so ons het aluminium, stikstof, suurstof. Wie is die nie van die eerste een? Wie, volgende? Ek het 42 op 213 mol. Hoe het jy 42 gekry? Sorry, ek wil net daai weet. Dis 3 maal met 14. Yes. Ok, dan kry jy? 19,72%. Volgende, Johan Lee. 144. Hoe het jy dit gekry? Dit is 3 maal 16. 3, nee, sê jy met 3 maal met 3 maal met 16. Yes? So, dan kry jy wat? 144. Wacht, 3 maal met 3 maal met 16, 144 oor 213 en toe kry jy? 67,6. 61? Dan kry jy 101%? Of nie? Ja? Nee, jy hoef nie, ek skryf net daar vir die mense wat nie lekker by is nie. Ja, ek wil net sê. So jy kry 100.0. Maar julle almal hierdie persentasies gekry? Ok, so ek wil julle dan nou net wys. So jy moet saam 100% kry, maar hierso kry jy 100.01%. Dis omdat die ergens het julle 1 opgerond, wat nie dan van die wêreld is nie, maar dit maak nou net dat jy bietjie meer as 100% kry. Ok. Wat trek ons nou? Oef. Wat verkeerd is het? Nee, dit is partykeer werk dit so uit. C. Jo. Vir 'n sweetie, enigiemand. Wat is hierdie ding se naam? Deniek? Kalium ammonium fosfaat. Alright. Goed, so sy totale massa Wouko? 191. Okay, so is dit kalium, stikstof, waterstof, fosfor en suurstof. Kalium Twanay. Dis 78 oor 199 maal 40,84%. Volgende. 14 oor 191. Dit is 7,33. Oei, volgende. 2,09. Volgende. 16,23%. Volgende. 33, dit kan nie wees nie. Is dit allemaal reg? Hoekom kry ek dit dan 8? O nee, is jy nou maar reg, sorry. Nou reg, helemaal reg. Okay. Goed, vraag D was hierdie ene se naam vir 'n sweetie. Wat is sy naam? Moenie sê kalsiumhidroksied nie, ek wil sê alledaagse naam nie. Nee, jy kan nie nog 'n sweetie kry nie. Of kan jy? Enigiemand? Ja? Nee. Ja? Nee. Ja, sê maar. Gebluste kalk. Hoe onthou jy hierdie goed? Alrighty. Ga jy vir die klas jou cheat sheet kom wys of kom verduidelik? Okay. Wat trek ek met my vraag? O, ek trek by jou Afida. Afida, wat is die totale ding se massa?
dink reg. OK, Laurens. Ek het gesê 474 maal 100 en dis 54,05. 4 en ag gee net 'n goeie skryf ja. 54,05. Roy, jy gaan daai vir my uitwerk, maar wat gaan die massa wees? Wat oor wat? Nee, maar ons 2 maal met 16. So dis 2 maal met 16 oor daai. En terwyl hy besig is om uit te werk, Lisna. Die laaste ene waterstof. Dit is 2 maal 1 oor 74 maal 100 is 2,7. 2, No, ja, sorry, ek was 7 2,70. OK. Dankie, ja, Roy. 43, OK, easy peasy. Yes? OK, julle huiswerk is bladsy 15. Vraag 6. Nommer, ek wil net gekyk wat ek wou gehad het, nommer B en nommer D. Vraag 7. Vraag 8, nommer B en D. En ek moet net vinnig kyk. Vraag 9, nommer, hoe moeilik moet ek hierdie maak? C en E. Tjop, julle kan nou begin.